Vriende, goeiedag. Ons maak hierdie opname, beide stem- en video-opnames, in die plek van ons insit erediens vir Sondag die 14de Junie. En die idee is dat ons 'n gesinserediens skep, waarin u as gesin besluit hoe u dit wil hanteer, wanneer u wil by mekaar kom om die gesinserediens by die huis te hou, en hoe u dan dit gaan ook inkleer in terme van of net die stemopname luister vir die mense wat nie baie data het of so 'n bietjie sukkel met die sein, of dan nou die WhatsApp opname, die stemopname wat u dan nou ook saam met hierdie videoetjie Sondagoggend sal ontvang. Ek wil net sê dit is vir my 'n groot voorreg dat ek tog maar ten spyte van die feit dat ek so 'n bietjie naweek afvat vir hierdie erediens hier op 'n Woensdag kan maak, baie bewus daarvan dat ek met 'n komplekse boek en 'n komplekse teks met die gemeente besig is. En ek het verlede Sondag al vir gesê oor Abraham se plek in die geskiedenis van ons verlossing gepraat het. Ek vir u gesê, mens moet baie mooi dink oor of jy iets meer kan sê as wat Paulus reeds gesê het. En ek volstaan daarmee ook wanneer ons oor Romeine 5 gaan gesels. Nou ons gaan vanmôre so 'n bietjie, of vandag so 'n bietjie gesels oor Romeine 5 vers 1 tot 11. En dit is 'n deel van daardie stuk van Romeine wat handel van vers 3, hoofstuk 3 vers 21 af oor die verlossing uit genade. Maar ek dink voordat ons daarmee begin, kom ons raak net eers stil voor die Here. Nooi hom in jou hart en in jou lewe in, en vra vir hom om jou gedagtes gevange te hou vir hierdie paar minute wat ons gaan besig wees met hierdie saak. Ons is 'n bietjie stil en dan gaan ek vir ons in gebed voor, en dan gaan ons die skriflesing doen en dan dink ons daaroor na. Ek wil tog maar vra dat u altyd sal onthou, wanneer ons oor die woord begin nadink en wanneer ons bepaalde goed daaroor sê, dan glo ons met ons hele wese dat ons dit onder die leiding van die Heilige Gees sê. Maar ek bly daarvan altyd bewus dat dit 'n stuk mensewerk is. So dis nie die finale woord nie. Dis nooit die finale woord nie. Al het jy ook nou, dink ek, omtrent alles gesê wat jy oor 'n teks kan sê, dan mag dit wees dat God nog altyd iets in daardie teks verborge hou, wat jy dalk op 'n ander manier en op 'n ander tyd mag ontdek. So kom ons word stil, so vir 'n paar sekondes, en dan gaan ek vir ons voor in gebed. Heiland, toe u aan die kruis gehang het u 7 keer gepraat. Onder andere het u gesê, dit is volbring. Onder andere het u gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Maar voordat u hierdie volbringing en hierdie oorgawe gedoen het u met 'n kreet van pyn en verlatenheid uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? En ons wil vanmôre, wanneer ons nadink oor die fees van ons ewige saligheid. Ek bedoel daarmee die letter V, Here, ek sê dit ter wille van die mense wat na my luister ook. Die fees van ons ewige saligheid. Wil ons kom vra dat u vir ons u woord sal oopbreek, sodat ons daar iets van kan verstaan. Iets wat ons kan deel maak van ons mondering waarmee ons in hierdie bose, verbrokkelende en gebroke wêreld lewe. Help ons daarin, Here, en word verheerlik deur dit wat ons ook in hierdie gesinserediens doen. Maak die woord vir ons oop, laat ons daaruit leer en word verheerlik. In Jesus naam. Amen.
Ek het nou in die gebed alreeds vir u so die themaatjie aangekondig. En die thema waarmee ons uit Romeine 5 vers 1 tot 11 vandag gaan werk, is die 5 V's. Ek bedoel die letter V. Die 5 V's van ons ewige saligheid. En dis nie snaakse goed, dis nie vreemde goed nie. Ek probeer nie vir u goed leer wat nie van tevore al in die Bybel en in prediking na u toe gekom het nie. Ek probeer net op my manier, deur die genade wat die Here vir my gee, om in alle opregtheid vir u te sê, ons verlossing is nie 'n eenmalige afgehandelde gebeurtenis nie. Daar is 'n klomp goed wat daar vooraf gaan, en daar is 'n klomp goed wat daarop volg. So ons verlossing mag wel 'n moment in die geskiedenis wees, maar dit is nie daarmee eenmalig afgehandel nie. Dit het ook nie eenmalig tot daar gekom nie, en dit gaan daarvan nie eenmalig voort nie. Nou miskien is dit 'n moeilike manier om te sê, daai tentdiens wat jy 40 jaar gelede in die evangelisasie, onder die evangelisasieprediking bygewoon het, en waar jy, na jou mening, jou hart vir Jesus gegee het, is nie die finale woord gewees nie. Jy kan nie vir 40 jaar lewe, sonder dat jy elke dag hierdie 5 V's, waarna ons vandag gaan verwys, in jou lewe kan implementeer nie. Nou, ek wil begin sommer met ons skriflesing vanmôre. En ons skriflesing kom uit Romeine 5. Ons is nou langs die weg al 'n hele eentjie met Romeine besig, maar vandag dan die eerste 11 verse van Romeine 5. En in die 83 vertaling van die Afrikaanse Bybel staan dit onder die opskrif die vrug van die vryspraak. En dan skryf Paulus vir die gemeentes in Rome so. Hy sê, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige mens nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou hierdie versoening ontvang het. Nou vriende, as Paulus hierdie gedeeltetjie skryf, dan begin hy uiteraard op 'n bepaalde punt wat aansluit by daar waar hy in hoofstuk 4 geëindig het, naamlik dat dit wat ons van God ontvang word deur die geloof verkry en
Abraham is daarvan vir ons 'n voorbeeld. Abraham wat ongeveer, ek wil nie eers die sommetjie akkuraat probeer maak, dit gaan, mens gaan jouself net vaswoel in syfertjies, maar so ongeveer 700 jaar voor die ontvangs van die wet op Sinaï geleef het. Abraham het net een reël gehad waaraan hy kon leef. En dit was die reël wat God vir Adam en Eva in die paradys gegee het. Gehoorsaam my. Luister na wat ek vir julle sê. Bly by my, wees by my. So Abraham het nie 10 gebooie gehad waaraan hy hom kon hou nie. Hy het nie 'n manier van lewe gehad wat God uitgestippel het van so sal my verhouding met jou lyk nie. God het hom eenvoudig ontmoet op 'n dag, terwyl hy in Ur van die Galdeërs gebly het, en God het vir hom gesê, Abraham, vat jou goed en trek. En ek sal vir jou wys waar jy moet uitkom. Dis 'n massiewe opdrag. Nou begin Paulus om die vrug wat dit in ons lewens dra, om dit vir ons uit te spel. Nou, hy doen dit nou in die konteks van hierdie gedagtes waarmee nou al van 3 vers 21 afkom, en 3 vers 21 rus op die tweede gedeelte in die boek, naamlik hoofstuk 1 van vers 18 af, waar dit gaan oor die manier waarop die heidene voor God lewe. En dan sê hy, en ek wil dit vir julle lees, hy sê, God het hulle oorgegee aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. En dan sê hy, hulle, die heidene, is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God. Hulle is ooghartig, aanmatigend, verwaand, hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers, hulle is onverstandig en onbetroubaar, liefdeloos en hardvochtig. Hemel, as 'n mens dit gelees het, dan besef jy, dit moet daarom 'n verskriklike lewe wees, wat hierdie mense lewe, waarvan hulle lewe so lyk, soos hierdie beskrywing. Wat vir my daarvan nog erger is dat wanneer Paulus in hoofstuk 2 met die Jode begin handel oor, dan sê hy vir die Jode, julle grynslag verniet oor dit wat ek nou vir die heidene gesê het, want julle doen dieselfde dinge. En dan as 'n mens 'n Christen is en jy besef maar, iewers moet daar iets verander, sodat ek anders kan wees as hierdie beskrywing van Romeine 1, van vers 29 tot by vers 31, en iets moet daar verander, sodat ek nie in die Joodse godsdienst dieselfde dinge doen nie. Ek moet soort van versigtig begin word, en ek moet vir daardie verandering wat God gemaak het, moet ek voor sy troon kom staan, dit ontvang, en dan vir hom daaruit lewe. En daarom het ek dit goed gedink, toe ek die boodskapie vir vandag voorberei, en dit het nou maar so in 'n slaaplose nag of 2 by die synode sitting het die boodskapie nou maar vorm aangeneem. Miskien is dit die rede hoekom ek nie maandagnag kon slaap nie, dat my kop te veel met hierdie boodskap besig was. Maar vriende, ek het besluit in die aanbied van hierdie saak, wil ek daar begin waar ons saligheid begin. En ons saligheid begin waar Paulus eindig, met hoofstuk 5 vers 1 tot 11. Ons saligheid begin juis omdat die toestand van die mens is, soos wat hy in 1 vers 29 tot 31 van die heidene gesê het, en dan vir die Jode kom sê het, julle doen dieselfde dinge. Ons saligheid begin daar, waar ons op 'n manier deur God met homself versoen word. En dit is losande die grootste enkele woord van hierdie 11 versies van hoofstuk 5 waarmee ons besig is.
Nou die Griekse woordjie vir versoening is die Griekse woord katalasso. Nou jy hoef dit nou nie te onthou nie, ek gebruik nou maar net die woord, omdat ek na 'n baie bekende Hebreëse woord terug wil verwys. En katalasso, alhoewel dit versoening beteken, is die gewig wat die woord in enige taal sou dra, jou volkome welwese, wat voor God staan en waarmee hy handel. En dit is dieselfde betekenis as die bekende Hebreëse woord shalom, die manier waarop Jode mekaar tot vandag toe nog groet. Nou, shalom vertaal ons uit die Ou Testament met vrede, en ons gaan weer die woord vrede hier ook in ons nadenke vanmôre ontmoet. Maar vriende, katalasso is die ekwivalente woord in Grieks van die woord shalom in Hebreëus. Dit beteken dat jou totale welwese as skepsel voor God baie helder en duidelik voor God staan. En dat hy uit homself uittreë om met jou in 'n verhouding nie van vyandskap waarin jy hom haat, soos wat daar in 1 vers 30 staan nie, maar van vriendskap, van vrede, van vryspraak, van volharding en volëinding in ons lewens, dat ons so voor die God wat lewe staan. Natuurlik het Paulus hier, en ons moet dit sê, want anders kan ons dit dalk mislees, maar natuurlik het Paulus hier aanhoudend ook die gedagte van in Christus het hierdie dinge met julle gebeur. So vriende, die eerste ding wat God moet doen om mense te red, is hy moet daardie mense wat as sy vyande, sy haters in hierdie wêreld gelewe het, moet hy met homself versoen. Hy moet kom vrede maak. Hy moet na ons toe kom en vir ons kom sê wat hy vir Abraham gesê het, ek wil verskriklik graag jou God wees. En as hy dit gedoen het, en ons het daardie versoening uit sy hande ontvang, en is interessant dat Paulus nêrens in hierdie 5 of in hierdie 11 verse verwys na 'n beduidende rol wat ons hierin speel nie, behalwe dat ons versterk word deur die goed wat baie dikwels met ons gebeur. Dis God wat aktief handel hier. Dit is God wat kom versoen. Dis God wat na ons toe uitreik. Ons wat God haters is. Volgens Efesiërs 1 vers 30. Ons wat God haters is. En wie so God hatery in ons manier van praat en leef en doen en omgang met mekaar sigbaar word. Hy kom na ons toe. En hy kom maak soos skryf Paulus in die laaste woorde van hierdie gedeelte. Toe ons nog vyande was, kom maak hy versoening tussen ons en God, sodat ons deur die dood van sy seun ook nog verder die volle verlossing, en ek sal nou daaroor ietsie sê, mag belewe. So die eerste dingetjie wat God doen om jou te kan verlos, om aan jou die ewige saligheid toe te deel, is hy moet jou met homself versoen. Jy kan nie daardie versoening bewerk nie. As jy na God toe gaan jy uit gesindheid en handel uit jou wese, uit sy wrevel ontlok. Ek wil hê jy moet dit baie duidelik verstaan, broers en susters, die mense wat sê jy moet eers tot bekering kom voordat God jou kan red, is verkeerd, want dit beteken jy moet die inisiatief neem om na God toe te gaan, terwyl jy 'n God-hater is. En dan word jy nie verdelg volgens daardie leer nie. Nee, Jesus Christus is die een wat vir my en vir jou met God versoen. En wanneer ons dan versoen is, dan volg die tweede V van selfsprekend.
dan spreek God ons vry. Hy verklaar ons regverdig. Hy sê daar is niks meer, en daar sal nooit weer iets wees wat so groot in jou lewe kan verkeerd loop. Dat die verdienste van ons Here Jesus Christus nie meer aan jou toegereken word en jou sonde weer op die boek van die lewe aangeteken word, sodat God jou aan jou sonde oordeel en nie aan jou Here wat vir jou aan 'n kruis gesterwe het nie. Hierdie gedagte word so swaar in hierdie gedeelte gedra dat Paulus self bereid is om te sê, 'n mens sterf tog nie sommer vir iemand anders nie. Hy sê, dis 'n moeilike besigheid hierdie om te sterwe vir iemand anders, maar ja, as dit dan nou so is dat dit 'n baie goeie persoon is, dan sal iemand dalk nog die moed hê om vir so 'n persoon te sterwe. En dan sê hy, maar God bewys sy liefde vir ons, dat Jesus Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe daar nog geen manier was, waarop ek en jy voor God 'n plek kan verdien nie. En daarom is ons vrygespreek. Goed, nou is ons versoen, ons is vrygespreek. Wat volg nou? As 'n mens nou mooi na Paulus gaan kyk, en ag, 'n mens hoef nie eers baie diep te kyk nie, jy kan net op die oppervlakte lees, dan kom jy agter dat die lewe skielik gevul word met 'n vreugde wat deur God self gewek, onderhou en in stand gehou word. Nee, dit gaan nie hier oor die soort van blydskap wat jy by 'n party kry wanneer jy te veel gedrink het nie. Dis nie waarvan hier gepraat word nie. Hier word die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, word die vrug van die Gees, kry hy gestalte in mense se lewens deur die vreugde waaruit ons lewe. En ons skep nie daardie vreugde nie. Ons bring dit nie tot stand nie, ons word nie baie bly mense omdat ons 'n verdowingspilletjie gedrink het. Ek bedoel nie 'n onwettige verdowingsmiddel nie, ek bedoel sommer net 'n kalmeermiddeltjie of 'n slaappilletjie. Ons skep nie daardie vrede nie, God skep daardie vrede. Dis hy wat daardie vreugde in ons kom uitwerk, sodat ons iets beleef van wat God bedoel het, toe hy vir Adam en Eva in die tuin van Eden geplaas het, om daar as sy beeld saam met hom te lewe. So vriende, die derde van hierdie fees, waarmee ons besig is vreugde. En ons is bly, want ons het vrye toegang tot God. Ons is bly, want ons staan vas in die volheid van God se genade. Ons is bly, selfs wanneer ons verdruk word. Want ons weet, ons verdrukking is vir ons goed, omdat dit in ons kweek wat nodig is, sodat God deur ons verheerlik kan word. 5 fees, die eerste 3 het ons. Ons is met God versoen, ons is deur God vrygespreek, ons het God se vreugde ontvang, en nou, wat gebeur nou? Nou sê die woord van die Here in hierdie gedeelte en oral anders. En vir enige iemand wat nog ooit, en daar het al honderde mense met my kom sit en gesê, as veral ons wat hulle vrouens wil verkil, wat vir my sê, maar Christus is tog die einde van die wet, ek hoef nie aan die wet te hou nie. Vriende, jy kan nie meer verkeerd wees as wanneer jy so dink nie. Abraham het die wet glad nie gehad nie. Maar hy het die een ding gedoen wat God van hom gevra het. Luister na my, gehoorsaam my, volg my, glo in my. En dit is presies wat die Here Jesus nou ook weer van ons kom vra, wanneer hy vir ons hierdie versoening en vryspraak en hierdie vol vreugde kom gee, dan kom vra hy vir ons net, luister na my, volg my, glo in my. En hoe doen ek dit? Hoe volhard ek? Dis die 4de vee.
volhard deur onder leiding van die Heilige Gees die volle raadsplan van God uit te voer van moment tot moment in my lewe. Ek lewe omdat Christus in my lewe, is Paulus se uitdrukking elders in sy briewe wat hy geskryf het. So vriende, volharding is nie 'n opsionele ding nie. Dis nie asof ek en jy kan sê, ag man, as ek nou net eers by die versoening en die vryspraak en die vreugde uitgekom het, dan maak dit nou eintlik nie meer saak wat ek doen nie. Nee, dit is nonsens daai. Dit kan nie gebeur nie. As ek by die versoening en die vryspraak en die vreugde uitgekom het, dan volg logies van selfsprekend dat ek sal volhard in die geloof in Jesus Christus, en die geloof in Jesus Christus vind gestalte in die manier waarop ek voor hom lewe, waar ek vir hom sê, Here, o Here, U is my Here, hier is my lewe van gedagte, woord, daad, hand, hart, voete, waar dit ook al gaan, kop, hand, hart, voete, waar dit ook al gaan, daar gaan ek waar U my lei. Waar U my lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met U, tot die eind, sê die ou halleluja liedjie. Waar U my lei, daar sal ek mee gaan. En dit is verskriklik belangrik dat ek en jy hierdie hele gedagte van volharding uit die middel van hierdie teks sal ontvang en dat ons daarmee sal lewe, dat ons dit in ons harte sal vasmaak en dan dat ons sal sê, maar dit kan nie anders nie, as dit is hoe 'n Christen lyk, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid en nederigheid. As dit is hoe 'n Christen lyk, dan kan ek nie anders nie. Dan moet ek daarin volhardend lewe. Nie om my verlossing te verkry nie. Ek is klaar verlos. God het my versoen. Jesus se offer is gebruik om my vry te spreek. Hy het vir my sy vreugde gegee en nou kom vra hy van my volhard. Volhard asseblief tot die einde toe. En dan as ons by die 5de van hierdie pragtige fees van ons ewige saligheid kom, dan is dit weer God wat volledig in werking tree. Toe ons volhard het, was God nie in werking nie. Ons volhard in die geloof deur die krag van die Heilige Gees, omdat Jesus in ons woon, volhard ons. Maar nou is dit weer God wat volledig na vore tree en vir ons in sy woord kom sê, dit staan nou soveel vaster, dat ons wat versoen is, ek gaan die ander ook noem, hulle staan nie in die Bybel nie, maar ek gaan hulle vernoem, ons wat versoen is, ons wat vrygespreek is, ons wat in die vreugde van die Here woon, ons wat volhard, dat ons ook deur die lewe van die opgestane Jesus gered sal word. Daarom is ons blydskap uiteindelik nie in die genade, in die vrye toegang, in die verdrukking wat vir ons leer om te volhard nie, maar ons blydskap, so skryf Paulus, is in God, deur Jesus Christus ons Here. Nou vriende, ek wil vir u dit werklik toe bid, en ek wil werklik vir u toe wens, dat u so met u vryspraak, met u ewige saligheid sal omgaan. Dat u die hele tyd bewus is daarvan, ek was 'n hater van God, hy het my met hom versoen. Toe ek het op die minste verdien het, toe daar niks was wat ek vir hom kon aanbied nie, het hy sy seun vir my aan die kruis laat sterwe, sodat hy hom met my kan versoen. Dat hy hom met my kan versoen. Nou is ek 'n deur God versoende mens met God. Ek bid dit vir jou van harte toe, dat jy sal verstaan dat God jou regtig vrygespreek het. Vriende, God se vryspraak is 'n ewige ding. As hy vir jou vrygespreek het, het hy jou vrygespreek. As God die bord, die swart bord waarop daar met kruit geskryf word, uitgevee het, dan is dit soos wanneer 'n onderwyser voor in die klas staan en hy vat daai bordwisser en hy vee dit wat hy geskryf het, wat hy verduidelik het, uit. En niemand kan dit ooit weer lees tensy dit oorgeskryf word. En dit laat God nie toe nie. So jy is vrygespreek. Jy is regtig vrygespreek.
En daardie vryspraak wek in ons die vreugde. Die vreugde oor die vrye toegang tot God, die vreugde oor die volheid van die genade waarin ons vasstaan, die vrede op die einde van die dag, selfs ook wanneer ons swaar kry. Want ons weet die swaar kry help ons om die volgende vee te doen, te volhard in die geloof in Jesus Christus, dat ons voor die lewende God kan staan, wanneer ons deur die lewe van sy seun voor sy troon verskyn, en hy vir ons sê, gaan in my heerlikheid, dit is van die begin af, vir julle beplan. Mag die Here dit vir jou so gee, en mag jy daarmee lewe, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Dankie Heer, dat U vir ons ook hierdie stukkie woord gegee het, en hierdie 5 fees gegee het, hierdie hele gedagte van versoening en vryspraak en vreugde, van volharding en volending. En dat U die outeur en die uitwerker daarvan in elkeen van ons lewens elke dag is. Ons rus in die wete U is in beheer. Amen.